In Psalm 77, net so terloops, dis 'n Psalm van Asaf, lees ons die volgende baie interessante woorde. Niemand het u spoor gesien nie. Dit is 'n baie belangrike beginsel. Ek sê altyd die spore van die bose, die spore van die duiwel, soos Jesus hom noem in Johannes 10, die dief wat steel en slag en uitroei. Daardie spore van steel en slag en uitroei in mense se lewens, in jou lewe en in my lewe, is baie sigbaar. Dink byvoorbeeld aan enige iemand wat verslaaf is aan enige iets, of dit nou 'n dwelmverslaafde is, wat dit ook al kan wees, of dit nou konflik is in 'n huwelik of konflik is in 'n gesin, die spore van die bose, van die dief wat steel en slag en uitroei, is baie sigbaar. Maar God se spoor is nie altyd baie sigbaar nie. Ek dink altyd vir myself, die storm op die see, waar Jesus aan wal is, en sy disippels raak benoud, absoluut verskriklik benoud, hulle raak desperaat, dit raak donker, en hier kom hierdie storm, dis wind en dis weer, en hulle word rondgeruk en gepluk, en hulle is bang, hulle gaan verdrink, en hulle gaan, die boot gaan omslaan, whatever. Wat gebeur? Jesus kom op die water aangeloop. Hoor mooi, Jesus loop op die water. Kan jy enige spoor sien? Nee, jy kan nie. Daar is nie 'n spoor te sien nie. Wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, niemand het u spoor gesien nie, dink ek altyd aan daardie skrifgedeelte. En daarom is dit belangrik om in die stormtye in jou lewe te gaan stil sit en te gaan terugdink aan die spore van die Here in jou lewe. Ek sê weer, daardie spore is nie so duidelik sigbaar nie. Die spore van die bose, van die dief, wat steel, slag en uitroei, is baie sigbaar. Jy sien dit baie maklik en jy onthou dit baie maklik, maar ons vergeet baie maklik God se mooi spore, se goeie spore in ons lewe. So kom, ons gaan sit stil en ons dink terug aan God se spore in ons lewe. Hy kom op die water na jou toe aangeloop in jou storm.